Hartlik goeie naand. Ons is by nog 'n geselstydjie saam en dis ook seker een van 'n talle kontroversiële uh sake om oor te gesels, omdat daar so 'n stryd is in baie gereformeerde evangeliese kringe rondom die verlossing van die kind van God en met die inwonende sonde. En ook dan die stryd waarvan Paulus praat, dat daar gedurig 'n stryd is tussen die gees en die vlees. En ook in Romeine 7, waar Paulus sê dat die dinge wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek. En dan ek vind 'n ander wet in my binneste. En dan praat hy van hierdie ding hier binnekant hom wat hy dan die inwonende sonde noem, wat altyd daar is om die kind van God in die verkeerde rigting in te trek. En dan kom hy by die plek waar hy praat van dat julle lede is aan Christus en dit behoort nie meer aan die bose nie, want julle is vrygekoop. Maar hierdie gewoonte in julle lede moet onder die beheer van die Heilige Gees kom. En ek wil vandag met jou praat onder die daaglikse stryd tussen die twee nature van die mens, die oomblik as hy 'n nuwe skepsel geword het. Daardie stryd wat gebeur die oomblik as jy weergebore word, die Heilige Gees in jou hart kom woon, is daar 'n ander koning. En daardie koning se naam is die eie ek. En jy kan hom maar jou eie naam gee. Want dis hy wat vir die Heilige Gees wil voorskryf hoe hierdie geestelike lewe dan nou tot uitvoering moet kom. En dis die bron van hierdie twee nature in die kind van God se gees as hy weergebore kind van God geword het. Kom ons kyk bietjie kortliks daarna. Inleidend, ek lees in Galasiërs hoofstuk 5 vers 16 en 17. Hy sê, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. So wandel deur die gees, doen wat die gees sê, dan sal jy nooit tyd kry of daar 'n moontlikheid wees dat die begeerlikheid van die vlees sy opwagting kan maak. Hy sê, hoekom moet jy wandel deur die gees? Want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees. Dis twee entiteite. Dis 'n goddelike natuur en is 'n sondige menslike natuur. En hierdie twee nature het nie dieselfde uitgangspunte nie. Die twee begeer teen mekaar. En hulle staan teenoor mekaar sodat jy nie kan doen wat jy wil nie. Elke kind van God staar daagliks die stryd tussen die ou mens en die nuwe mens in die gesig. Die ou mens is die sondige natuur waarmee jy gebore is, en die nuwe mens is die goddelike natuur, die lewe van Christus. Onthou net by wedergeboorte word jy vergewe vir jou sondes, van jou opstanding en jou rebellie, en jy word vrygemaak van die straf van die sonde. Dat jy nie meer skuldig staan vir jou sonde nie, maar dat die sonde betaal is, die straf daarvan. Maar die dade van die sonde is steeds in jou lede, in jou siele, in jou liggaamslewe. En daarom is hierdie stryd tussen hierdie twee nature. Die Bybel verberg nooit hierdie waarheid nie. In plaas daarvan roep hy ons op om aktief hierdie nuwe lewe van Jesus te kies, wat God reeds deur Christus vir ons voorsien het. Onthou jy die toegerekende straf, waar hy in my plek straf gekry het, en ek vry is van die straf, en ek in sy plek toegerekende geregtigheid gekry het. 2 Korintiërs 5 vers 21, toe ek 'n nuwe skepsel geword. En hierdie nuwe mens, hierdie nuwe lewe,
is deur God in Christus Jesus vir ons voorsien. En die Heilige Gees sê ons moet aktief hierdie lewe daagliks kies. Die ou mens is korrup, is leeg en is kragteloos vir God. Die ou mens is alles gekoppel aan ons gevalle Adams natuur. Dit verteenwoordig 'n manier waarop ons voor ons verlossing geleef het. Toe ons gevorm geword het deur sonde, deur onsself en deur die begeertes van ons sondigheid. Hierdie vlees is nie jou vleis van jou liggaam nie. Dis ook vlees. Maar hierdie vlees is die sondigheid in jou, die drang om te maak wat ek wil maak. Efesiërs 4 vers 22 lees ek, as jy dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat deur die begeerlikheid van die verleiding verlore is. Julle moet, sê Paulus, die vorige lewens, die manier hoe jy geleef het, die ou mens, moet jy aflê. Jy moet hom op die altaar plaas en jy moet laat hy sterf. Die eerste keer, by 'n eerste geleentheid, en dan elke keer wanneer hy sy kop uitsteek. Want hierdie nuwe mens gaan in stryd kom met hierdie ou lewenswandel. Want hierdie ou lewenswandel het die begeerlikheid van die verleiding wat verdorwe is. Hy leef nog soos die ou mens, hy wil nog soos die ou mens leef. Die ou mens produseer verkeerde denke, verkeerde begeertes, verkeerde reaksies en hy gee vir jou verkeerde rigtings. Jesus self het dit duidelik gemaak wat die vlees bied. Hy het gesê in Johannes 6 vers 63, die vlees baat niks. Jy gaan nêrens kom om God te verheerlik en te behaag, as jy nie van hierdie ou manier van dinge doen ontslae raak. Die ou mens kan God nie behaag nie. Dit kan jou nie verander nie, want dit wil jou hou soos jy is. Dit kan nie geestelike vrug voortbring nie. Alles wat die vlees gee, is tydelik en is vernietigend. Dit gaan oor nou. Ek wil nou maak wat ek wil. Ek wil nie wag dat God vir my gee, of op God se tyd en op God se plan wag. Dit is tydelik, dit is vernietigend. Die nuwe mens is geskep deur God en is kragtig deur die inlewing en inwoning en inwerking van die Heilige Gees. Met my verlossing, toe ek 'n nuwe skepsel geword het, het iets wonderbaarliks gebeur. God het my nuut gemaak. Jy het nie minder sonde begin doen nie, en meer goddelike dinge begin doen nie. God het jou 'n nuwe mens gemaak. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, die ou mens is verby. Dit het alles nuut geword. En hier is die kruks. As jy nie 'n nuwe mens geword het nie, en God het jou nie nuut gemaak nie, dan is jy nie 'n nuwe skepsel. Want daar moet 'n ander lewewyse wees, 'n ander inwoner wees. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. 2 Korintiërs 5 vers 17. Die nuwe mens is nie 'n beter weergawe van jou nie. Dis Christus se lewe wat nou binne in jou werk deur die inwoning van die Heilige Gees. Onthou, Jesus het gesê, as die Heilige Gees kom, gaan hy julle herinner aan wat Jesus gedoen en gesê het. Hy gaan van hom getuig. Hy gaan dit wat Jesus sou doen, sal hy vir jou kom voorhou en sê, dis wat jy wil doen, dis wat Jesus sou doen,
kies. En hy gee die vermoë om nie net een keuse te hê, om die sonde te gehoorsaam nie. Hy gee die vermoë dat jy nog 'n keuse kan hê. Maar die keuse bly joune. Die nuwe mens met hierdie kragtige werk van die Heilige Gees, sê Efesiërs 4 vers 24, beklee met die nuwe mens, wat na die beeld van God geskape is, in geregtigheid en in heiligheid. Jy moet jou beklee, jy moet die ou mens uittrek, en jou aantrek met die nuwe mens, in jou sielelewe, van die Heilige Gees is in jou gees. So jou sielelewe moet die nuwe mens aantrek, want hierdie nuwe mens is na die beeld van God geskape, in geregtigheid en in heiligheid. Hierdie nuwe identiteit is, jy word aangedryf deur die Heilige Gees. Jy word gelei deur die woord van God. Jy word in staat gestel om in geregtigheid te lewe en die keuses te maak wat God kies wat reg is. En jy is afgesonderd van die ou manier van dinge doen. Jy gaan nie meer in dieselfde plekke toe nie. Jy gaan dalk nie meer dieselfde vriende hê nie. Jy gaan nie meer dieselfde dinge doen nie. Want jy is afgesonder, jy is anders. Hierdie goddelike natuur het jou 'n ander, 'n goddelike, regverdige, heilige lewe gegee. Nie sonderloos nie, maar anders. Die Bybel wys dat jy moet kies om daarin te wandel. Daarom sê Galasiërs 3 vers 16, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Wandel soos die Gees wandel. Dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees doen. En dis nie onmoontlik nie. God sê, as jy in die voetspore en in gehoorsaamheid van die Gees dinge doen, en soos Jesus dinge doen, dan kan jy nie nog die ander ding ook doen nie. Maar as jy doen wat die vlees doen, dan kan jy nie wandel in die Gees nie. Dis of die een, of die ander een. Die Heilige Gees vernuwe, maar hy sal nooit forceer nie. Daarom moet jy reageer. Reageer op die wandel en die roepstem van die Gees, om deur die Gees te leef. Of jy gaan reageer op die begeerlikheid van die vlees, en jy gaan die dinge van die vlees, en gaan jy dinge van die vlees doen. Dit is 'n daaglikse besluit om te wandel in die Gees. Terwyl God jou hierdie nuwe natuur gee, roep hy jou om die oue af te lê en die nuwe aan te trek. Efesiërs 4 vers 23 sê, en word vernuwe in die gees van julle gemoed. Die keuse begin hier in jou verstand, in jou wil. Ek wil nie meer maak wat ek wil nie, want ek kom agter ek maak 'n gemors. Ek sien die voordeel om soos Christus te leef, sy lewe te na te boots, want dit verheerlik God en dit bring my nader aan die Here. Kolossense 3 vers 9 en 10 sê, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het en julle met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot die kennis na die beeld van sy Skepper. Kyk mooi wat daar staan. Julle het julle met die ou mens en sy werke afgelê. Dis afgehandel. So jy moet
die inwoning van die Heilige Gees sien, hierdie nuwe gees, hierdie nuwe lewe, dat jy het gekies om Jesus aan te neem, om die ou manier van dinge doen te vernietig in jou lewe, te laat sterf, uit te jaag. En as jy jou uittrek van die ouwe, sal jy jou aantrek met die nuwe. En hierdie nuwe word vernuwe. Soos wat dit vorder, word dit vernuwe tot die kennis van die beeld van sy Skepper. Lees bietjie 2 Korintiërs 3 vers 18 ook in hierdie verband. Hy sê, terwyl ons met 'n onbedekte gesig, nou met helderheid die heerlikheid van die Here sien, sien ons sy volmaakte voorbeeld. En terwyl ons op sy volmaakte voorbeeld fokus, verander ons deur keuses te maak en die Heilige Gees kans te gee om die veranderinge te doen dat ek soos Jesus lyk. Ek word vernuwe tot die kennis na die beeld van my Skepper. 4. Die ongereddes, hulle wat nie weergebore is nie. Hier is die evangelie wat dit kan verander. As jy dit lees en Christus nog nie ingenooi en vertrou het nie, moet jy dit weet. Jy kan nie die nuwe mens aantrek nie, sonder om die nuwe skepsel te word. As jy ongeredde is, kan jy nie die ou mens aflê nie. Dis jou natuur. Jy moet jou beklee met die nuwe mens. En as jy jou beklee met die nuwe mens, dan moet jy nuwe skepsel word. Goeie werke, jou kerkbywoning, of om jouself te probeer verander, sal jou nooit red nie. Slegs die evangelie kan red. En weer eens, wat is die evangelie? 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4. Christus het vir ons gesterf. Hy het in my plek gesterf, asof ek gesterf het. Hy het die skuld van my sondes op hom geneem. Hy het vir my moontlik gemaak. Toe God hom wegskeer, God hom sonde maak, hy hom wegskeer van sy sy af, het hy my sonde op hom geneem. Hy het my sonde geword. En daar is nou plek langs God vir my. Hy is begrawe. So ander woorde, soos wat hy gesterf het, het ek ook gesterf vir die straf van die sonde. En dan soos hy opgestaan het ek opgestaan in 'n nuwe lewe. Dit is die voltooide werk van Jesus Christus. Hy het jou sondeskuld ten volle betaal, sodat jy die ewige lewe vrylik deur genade op grond van geloof kan ontvang. Daar is niks, daar is geen ander manier nie. Jou skuld op hom geneem, toe hy gesterf, begrawe en opgestaan het. Ten volle daarvoor betaal. Sodat jy ewige lewe vrylik deur genade sonder dat jy iets doen, deur die hand van geloof te vat en dit aan te neem. Wanneer jy hierdie evangelie glo, gebeur die volgende. Jy is vergewe, omdat hy jou skuld gedra het. Jy is gered, want hy die toorn van die hel, het hy van jou af afgewend, en hy het vir jou sy kind gemaak. Hy het jou nuut gemaak. Hy het jou sy gees gegee om in jou te woon, en jy begin hier jou wandel as 'n nuwe skeping. Die uitroep is, ten slotte, vandag, kies om die ouwe af te lê, en beklee jou met die nuwe. Die Here gee vir jou genade. Heerlike aand, bid vir jou.